Vader, ons kom net vanaand weer en ons bid vir Here, en al wat ons kan vra dat U sal ingryp, al wat ons kan vra dat die Here by hulle sal staan. Weer eens het hulle ook sulke vrae wat hulle vra en die antwoorde kry nie. En al wat ons weet, ons kan net ons toevlug na U toe neem en swaar op die Here leen vir uitkoms. Here, want ons weet dat al lyk dit hoe sleg nou, kan U dit omswaai dat dit uitwerk ten goeie vir al die boere op die einde van die dag. Al sien ons al die dinge en ons verstaan dit nie en dit wat gebeur het, niemand weet waar en hoekom, dingetjies wat mense sê, maar ons weet dat U is in beheer, U het kennis geneem, U weet wat aangaan en daarom kan ons op U vertrou en weet dat die Here op die einde van die dag sal reg en geregtigheid laat geskied. Bid vir hulle, elke familie, elke boer, Here, bid vir hulle beskerming, bid dat die Here vir hulle deure sal oopmaak, dat hulle sal opstaan uit die stof uit, en weer sal aangaan, Here, en sal doen wat hulle moet doen, wat hulle die beste kan doen, omdat die Here aan hulle kant is. Ons dank U daarvoor vanaand, Here, in Jesus naam, en elke opstokery, elke aanslag van buite af, waar het ook maar vandaan kom, hy sterk man wat het aanloods, wil ons bind vanaand, ons wil sy werke vasmaak, ons wil hom vervloek en verloon, sy hou vasbreek, en oor die area kragtoos stel, 'n gees van verwoesting, wil ons uitdrywe en terugstuur na waterlose plekke waar hy vandaan kom, in Jesus naam, en Here, ons maak los in die plek daarvan, Here, vrede en kalmte, harmonie, eenheid, Here, dat hulle kan saamstaan, en waar die eenheid is, daar gebeur die Here sy seën, en ons dank U daarvoor. Dankie ook vir die geleentheid vanaand weer om te sit rondom die woord en te gesels, en ons kan kyk na die woord, kan inneem, onsself kan voed, Here, en ons weet dat die woord lewe is en dit bring lewe, en dankie vir die kosbare woord. Dankie ook vir ons gesondheid, dat U ons gespaar, ons behoed en bewaar het, Here, dat ons hierdie dag deurgekom het, met die hulp van die Here, want ons genade van bo, en ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Psalm 126, vers 5 tot 6. Ja, 126, Psalm 126, 5 en 6. Titel van die boodskap, die saad weet wat om te doen. Die saad weet wat om te doen. Dis 'n interessante psalm, hy sê daar so, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Vers 6 sê, hy loop altyd of aldeer en ween en dra die saadkoring, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. As die Here saam met jou is, weet jy op 'n einde van die dag is daar goeie oes wat vir jou wag. Nou wette kan ek en jy nie verander nie. Ons het baie daaroor gepraat al. Dis daarom te bly, net die Here kan dit doen. Net so ook die wet van saai en maai. Solank as wat die aarde bestaan, solank sal die wet van saai en maai bestaan. Genesis 8 vers 22. So ons kan alle respek gesê, daai gedeelte uit die woord uitkrap of die bladsy uitskeer. Dan sê ek glo nie in die wet van saai en maai nie, dis daarom te bly. Fisies sowel as geestelik, holtroef is parallel. So as ons fisiese saad in die grond sit, dan gaan ons kry ooreenkomstig die saad, en wat ons dan ook geestelik gaan saai, gaan ons kry ooreenkomstig die saad. Wat se saad het ook al mag wees, sal ons die vrugte daarvan pluk. Daar is twee dinge wat die mens in die tuin van Eden ontvang het, en die heel eerste een was gesag en autoriteit, en in die tweede plek het hulle saad ontvang. So die mens moes leer om te saai en dan God te vertrou vir 'n oes. Israel het vir 40 jaar in die woestyn ontvang uit die hand van God, die God van Israel, manna, kwartels, water, dag tot dag voorsiening, het die Here vir hulle gesorg, elke oggend op tyd, nie 'n minuut te laat of 'n minuut te vroeg nie, op tyd was hulle manna daar gewees. Die Here het gesorg dat dit koel gehou word voor die son opkom, kon hulle dit gaan optel genoeg vir 'n dag, en die Here het agter hulle gekyk, so dag tot dag voorsiening. Maar die oomblik toe hulle intrek in die beloofde land, het dit opgehou.
Hy moes hulle begin saai, saad vat en saai, en die God van Israel vertrou vir 'n goeie oes. Met ander woorde, hulle moes iets begin doen. Waar hulle net opgestaan het, en oggende iets gaan haal het, en het opgetel het, en gewag het vir die kwartels om te kom. Die Here het nou gesê, nou wil ek hê julle moet begin self dinge begin doen. Hulle moes die saad vat, en die saad aan die grond sit, en hulle moes God vertrou vir 'n oes. So, as hulle nie gesaai het nie, was daar geen oes nie. Dis 'n wet, 'n koninkryksbeginsel, wie niemand kan verander nie. As jy saad het, moet jy dit saai. Ons woorde is saad, Galasiërs 6, geloof is 'n saad, dit wat ek graag wil hê, kan ek saai as 'n saad. Met ander woorde, as ek liefde soek, kan ek liefde saai as 'n saad. Romeine 12 vers 3 sê dit is 'n saad. So ons het geloof ontvang na 'n mate van geloof ontvang in die begin, toe die Here ons siel gered het, 'n mate van geloof ontvang. En daai mate van geloof is 'n saadjie wat geplant was in ons harte. So ons moes daaraan werk om daai saad te laat groei. So geloof is 'n saad. En net so dit wat ek soek, dit wat ek graag wil hê, kan ek in 'n saadvorm saai. As ek liefde saai, sal ek dan liefde terug oes op die einde van die dag. Hier is 'n paar belangrike dinge wat ek u moet wys vanaand rondom dit. Nommer 1. Saad moet gesaai word. Saad in die hand van 'n saaier of in sy skuur beteken niks. Markus 4 vers 26. Moet in die grond gegooi word, dit moet gesaai word. Nou as ons kyk na wat sê in Psalm 126, interessant, is die saaier wat uitgaan, nou, hy het so sak gehad, het oor sy skouerrang, of in die linkerkant of die regterkant, en daarom was saad gewees, hy het sy hand in die sak ingedruk, en soos hy geloop het, is sy hand uitgetrek, en dan die saad gestrooi op die grond. So dit het hy gedoen. So hy, dit het nie gehelp, hy hou die saad, hulle is het hoe mooi saad, of die beste saad in die sak nie, dit sou hom nie gehelp het, hy moes van die saad ontslaa raak, en hy moes dit saai. Dis wat hy eintlik daar sê, ons help nie, ons hou het in ons skuur nie, kom ek sê het so in ons eiertaal, help nie, dit hou het in jou beursie nie. Dit moet in jou beursie gehou word, nie, dit moet gesaai word. Belangrik, elke saad bring voort volgens sy soort. Soos ek mielies gaan saai, gaan ek mielies oes. As ek koring gaan saai, gaan ek koring oes. Derdens, dat net dit wat die mens saai, sal hy ook maai, volgens Galasiërs 6. Net dit, hy sê en ek, Paulus sê en ek daar in my woorde, hy sê, moenie dom dinge doen nie, of dom dinge, ja, jy moenie dom dinge doen nie, want net dit wat die mens saai, sal die mens ook maai. So jy moenie dink dat dit wat jy in die grond sit nie gaan opkom nie, of het nou 'n saad is of onkruid is, dit gaan opkom, want saad bring voort volgens sy soort. 4de punt daar, saad is kosbaar. Psalm 126. Saad is kosbaar. Dan 5, God is die verskaffer van die saad. 2 Korintiërs 9 vers 10 en Genesis 1 vers 11. Met ander woorde sê, hy gee brood aan die eter en saad aan die saaier. Die een wat gaan saad saai, kan saad van God ontvang. So ons kan gaan saai, en wat sê eintlik daar, as jy gaan saad saai, sal wel brood vir jou wees ook om te eet. So die Here sorg vir die saaier. As ek my deel doen, maak nie saak wat se vorm van saad ek saai, wat se manier ek gebruik om te saai nie, sal die Here nogtans vir my sorg. Dis woord, dis skrif. Solank ek die saad in die grond sit, weet ek daar's 'n oes in my, en die Here sê hy sal selfs brood gee vir die eter ook. 6de punt. Saad is dood, as jy hom kry, is hy dood. En word eers lewend wanneer dit gesaai word. 1 Korintiërs 15 vers 36 sê dit, wat jy saai, word nie lewend voordat jy dit gesaai het nie.
Jy saai nie 'n liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam, eie vorm. Een vat nou 'n bietjie langer om op te kom, daai 'n bietjie langer om op te kom. En ek het altyd gekyk en ek het daaroor gepraat baie, wat vir my so interessant is. En vir my so mooi is, ek het gekyk, een keer loop ek in 'n voetpaadjie af. En daai 'n voetpaadjie wat so hard getrap is, jy kan nie eens eintlik met 'n pik omkap nie. En die grond gebars op hy voetpaadjie. En wat sien ek daar? Ek sien die groenigheid van 'n plantjie wat uitkom. So die saad is so sterk, en daai plantjie is baie sag, jou stingetjie net so is baie sag, maar die krag wat in daai saadkorrel lê, druk daardie ou plantjie dwars deur daardie harde kors van die aarde, druk hom deur, van hy paadjie wat getrap is, hy druk hom deur. So dit is so mooi, dat wanneer jy dit saai, weet jy dit wat in die grond sit, sal voortbring volgens sy soort. Moenie eens dink, wat gaan gebeur, die Here sal sorg dat dit opkom. Kom ons gaan 'n bietjie verder, en ek gaan naby stil staan, net so 'n paar minute net. Die saad weet wat om te doen, die 7de punt. Die saad weet wat om te doen. Markus 4, 26 tot 29, lees die woorde. Ek gaan eers lees, ek gaan dit verduidelik. En hy het gesê, soos die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi of saai. 27 vers 27. En hy gaan slaap en hy staan op nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Luister wat hy sê, hoe weet hy self nie? Want van selfs bring die aarde vrug voort. Eers die halm, dan die aar, dan die volle koring in die aar, en wanneer die vrugte toelaat, steek die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Baie interessante gedeelte, en ek gaan probeer verduidelik. Wat Jesus hier sê, in Markus, hy sê, die saaier kom, en hy gaan saai sy saad. Ander woorde, hy het voorbereidings gemaak, hy het dit gaan saai, in die grond ingegooi, en hy het gaan slaap. Hy was nie bekommerd daaroor nie. Hy het gaan slaap, opgestaan die volgende oggend, en weer die nag gaan slaap, en die volgende dag is hy aangegaan, en hy het dit alles gelos. Hy het gesorg dat dit water kry, hy het gesorg dat die regte bemestinge is, alles, hy het dit net so gelos. En die Bybel sê daar, en die saad spruit uit en word groot. Hoe weet die saaier homself nie? Hy weet nie hoe dit gebeur nie. Want van self, sê vers 28, bring die aarde vrug voort. So die aarde sorg. As ek daai saad saai, en maak nie saak op wat se grond, ek moet dit vrugbare grond wees. As ek 'n vrugbare grond saai, en ek het gedoen dit wat God se woord sê, sê die Bybel daar, dat die aarde bring van self die vrug voort. Ek hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. Ek hoef nie, ek hoef nie te gaan kyk of dit wel opkom nie. Ek hoef nie dit gaan opgrawe nie. Kyk as hulle af. Ek hoef dit te doen nie. Want die Bybel sê dat die aarde bring van self dit voort. Luister mooi wat hy verder sê daar. Wat van selfs bring die aarde vrug voort. Die grond laat self die saad groei. Eerste halm, dan 'n aar, dan die volle koring, wat beteken graankorrels. Dis wat dit beteken wat dan opkom op die einde van die dag, graankorrels. In die aar. En dan is daar 'n tydperk tussen wanneer die graankorrels gevorm het in daai aar, totdat dit ryp word. Met ander woorde, daar's 'n wagperiode ook nog.
So wat wil Jesus eintlik vir ons sê hier? En dis altyd wat die Here vir my geopenbaar het en nie stuk nou vir u vertel. Nou wat wil die Here vir ons hier wys? Dat wanneer saad gesaai word vir 'n tyd voordat dit kom tot by die oestyd. Ja. Dis nie ding wat oornag gaan opkom, oornag gaan vrug dra, oornag dit gaan doen nie. Die Bybel sê daar, dit is vir my so mooi, luister mooi wat ek wil dit sê vanaand. Ek noem 'n voorbeeld, as ek kom en ek vat my saad en ek saai my saad. En ek het vir die Here gesê, Here, ek sit hierdie saad in die grond, is vrugbare grond, en ek gaan wag vir my oes. Nou wat baie mense 'n fout maak met dit. Hulle los dit daar, hulle dink nie daaraan mee nie. Dis miskien reg as ek nou kyk na die skrif, maar weet jy wat? 'n Mens moet so sensitief wees net om te sien wanneer daai ou saadjie begin groei. So jy het daai saad gesaai, jy het vir die Here gesê, dis wat ek graag wil hê, en jy weet die saad aan die grond gaan voortbring volgens sy soort, en nou is jy in 'n diens, en die pastoor praat oor 'n sekere gedeelte uit die woord uit, juis wat jy Here voor gevra het. Nou weet jy, as jy wakker is, luister mooi, pastoor sê, as jy wakker is, sal jy weet, dis die eerste stap wat die Here jou wys, van jy die saad gesaai het, en jou saad is besig om te ontkiem. Daar gebeur iets, wat hy sê, heel eerste wat daar opkom is die halm. So as daai ou groen dingetjie opkom, en jy kry 'n woord, dan weet jy, man, daar die Here my al klaar vir my gewys, my gebed word beantwoord. Daar is die eerste teken, dat die saad wat ek gesaai het, is besig om te groei. Nou gaan jy aan, jy's dankbaar, jy's opgewonde, 2 weke gaan verby, daar gebeur niks nie, en iewers skielik lees jy 'n gedeelte, dit staaf dit wat jy gesoek het, en vir die Here gevra het, en onmiddellik weet jy, dis die volgende stap van jou staat, die aar is daar al. Soos eers die halm, nou is die aar, nou weet jy, as jy meer lank nie, dan kan jy gaan oes. Miskien nog 2 weke of 'n maand daarna, ontvang jy nog iets, miskien droom jy, of iemand praat en het is in die kol, dit waarvoor jy gewag het, dan weet jy, die halm het al klaar opgekom, die aar is daar, en nou is die volle koring. Die graankorrels is in daardie koring. Dis die volgende stap. Dan weet jy, die Here is besig om te werk aan jou oes. Jou oes is op pad. Wat sê vers 29? Na die tydperk, nou is hy are al daar, is mooi gevorm, en ek al daarna gekyk, is so pragtig, is so presies gevorm, die are en die korrels in die aardboor, so mooi gevorm. Nou wag jy vir die rypmaak tydperk. Nou die rypmaak tydperk kan 'n tyd wees, dit kan 'n week wees, dit kan 2 weke wees, dit kan 3 weke wees, kan korter wees, maar jy weet daar gaan 'n tyd kom wat jy seker kan insit en jy kan jou oes gaan insamel. Dis hoe jy kyk na dit, en dis hoe kan die skrif verstaan. Dat ek is nie bekommerd oor nie, wat die aarde gaan dit self voortbring, maar ek moet sensitief genoeg wees om te kyk hoe en wanneer die eerste teken daar is, dat die Here is besig om in my oes te werk. Die halm eerste, dan die aar, dan die volle koring in die aar, en nou weet ek, nou is dit 'n rypmaakproses, en ek begin die Here dank nou daarvoor, dat een van die dae gaan, dit wat ek voor gevra het, en die saad wat ek gesaai het, gaan 'n werklikheid word in my eie riekelm. En dit is wat die Here vir ons hier verduidelik, dat die saad weet wat om te doen. Ek hoef nie net op te gaan grawe, om te kyk of het ontkiem nie, ek moet weer terugsit en toegooi nie, ek moet weet, dat wanneer ek het gesaai in vrugbare grond, dat die aarde sal voortbring, dit wat hy moet voortbring, vrug voortbring, die regte vrug voortbring, en al wat ek nou moet doen, ek moet sensitief genoeg wees om te kyk, stap vir stap, hoe die Here dit vir my oopmaak, sodat ek dit kan sien op die einde van die dag. Wie mense, en dit is so interessant, dat hy jou geloof so bou, jy kan nie geloof bou, dit jou geloof, jy sien stap vir stap, hoe die Here agter die gordyn werk, om dit wat jy vir die Here gevra het, 'n werklikheid te maak in eie riekelm nie. Dis hoekom baie mense sê gebed is boring, want hulle let nie op na hierdie dinge nie. Hulle let nie op daai dinge nie, bid en hulle vergeet waarvoor hulle gebid het,
En wanneer enig vra, hoor ek het nou so 2 of 3 weke terug gebid, die Here het niks gedoen nie, maar hy 2, 3 weke kon die halme daar uitgekom het en die aar kon laag gewees het en daar kon 'n rypheid gekom het en die Here het nou vir jou gewag om die oes in te samel, jy was nie daar nie. So ons moet so sensitief wees rondom dit, dat wanneer ons dit dan sien, ons dit inneem en sê, Here, dankie. Dis wat die woord sê, dat die aarde bring self vrug voort en die saad weet wat om te doen. Mag die Here die kort boodskap vanaand in die harte seën. Dankie. Hemel Vader, baie dankie vanaand dat ons die voorreg het, Here, om weer eens voor die troon van genade te kan kom, met dankbare harte, Here, omdat U goed is, en dat U vol van goedertierenheid is. Ons weet U trou is ons skild en ons panser, ons oë is op U gefestig, die volëinder van ons geloof. Here, daar is niemand soos U nie op die aarde nie, nie onder die aarde nie, nie in die waters nie, nie in die waters onder die aarde nie. U is in hierdie aanduur die alleenwyse God, en daar is niemand soos U nie. Baie dankie vanaand, Here, dat U woord ons leer, net dit wat ons saai, sal ons ook maai. En ons sit nie baie keer en dink, Vader, wanneer ons saad in die grond sit, aan die oes wat sal kom nie. Baie keer doen ons dinge, Here, onverantwoordelike dinge, en daar is 'n oes. En ons kan nie verstaan, hoekom nie? Hoekom het my dit gebeur? Hoekom my pad langs kom? Maar Here, ons vergeet van die saad wat ons in die grond gesit het. Dis die waarheid, ja. Ons weet in hierdie aanduur, Here, dat die wet sê vir ons, dit wat jy in die grond sit, dit sal hy oplewer. Ja. Ons wil vanaand vir U vra dat U vir ons wysheid en insig en kennis sal gee, Here, om die regte saad in die grond te sit. Asseblief, Het ons geroep as saaiers, Here, as landbouers, Vader. Nadat Adam en Eva gesondig het, Here, het U gesê, in die tweet van sy aangesig sal hy sy brood verdien. En Vader, daar het ons gesien, net dit wat jy in die grond sit, dit sal jy uitkry. Ja. En ons wil vanaand vra, Here, dat U ons wakend sal maak en bidend sal maak. Dankie, dat ons sal weet, Here, as U woord so sê, is dit ja en amen. Kan nie ledig terugkeer nie. Ja. Maak ons paraat vanaand, Here, op dit wat ons sê, dit wat ons doen in hierdie lewe. Ons is saaiers, waar ons gaan, Here, het ons nodig om saad in die grond te sit. So weer die woord ons, Here, een sal saai en die ander een sal kom nat maak en U sal op die einde van die dag laat groei. En Vader, weet ons ook in hierdie aanduur, omdat ons nie altyd die oes sien wanneer die saad in die grond gegooi word nie, want dit vat baie keer tyd, Here. En op die einde van die dag, Here, sal ons sien, wanneer U ons wys die saad wat ons in die grond gesit het, die oes wat dit opgelewer het. Gee ons dan in hierdie aanduur, Here, om wakend te wees en bidend te wees. Dit wat ons in hierdie aanduur saai, dat ons voorwaar sal weet, dit sal ons maai. Here, dat ons met vrymoedigheid sal saai, omdat U is die God wat die vrug oplewer. Dit is U woord, dit kan nie ledig terugkeer nie. En ons vanaand op U woord kan staan en kan weet, Here, sal U spreek en dit nie doen nie. Ons is vanaand afhanklik van U as ons Here en as ons God. Vader, U is nie vir ons 'n God van ver nie. Ons meester is nie 'n God van ver nie. Ons meester is en bly in en deur ons, deur U soete Heilige Gees. En dat U Gees ons sal leer, Here, om die regte saad op die regte tyd in die grond te sit. Sal U ons nie in hierdie aand leer, Here, om U wil te doen nie. Sal U ons nie leer om te hê 'n oor om te hoor. Wanneer U praat, dat ons sal luister en ag daarop sal slaan, Here. Want baie keer kom ons terug, Here, na 'n tyd en ons besef wat het gebeur en ons verstaan nie hoekom nie. En ongelukkig, Here, dit is U woord. 'n Saak staan vas, sê U woord. Baie dankie vanaand dat U ons wakend en bidend kan maak en dat ons wakend en bidend deur hierdie lewe sal gaan, Vader. En ek dank en loof en prys U daarvoor. Here, ons wil vanaand voor U kom in afhanklikheid erken dat U ons God is. Ons weet vanaand dat U is Adonai, ons weet dat U Nissi is, ons weet dat U El Shaddai is, en ons weet dat U Elohim is, Here. Daarom wil ons vanaand vir U kom vra, Vader, dat U asseblief vir hierdie soewereine God van die hemel en die aarde is, dat U vanaand by ons boeregemeenskap sal stil staan, Here, asseblief. Vader, U weet in hierdie aand wat gaan op die plase aan. U weet die benoudheid waarin hierdie boere is, Here. Ons weet in hierdie aand dat dit net U en U alleen is, Here, wat 'n ommeswaai kan bring, wat sake kan verander. As daar op 'n stadium saad in die grond gesit is, Here, van daardie kant af, wil ons vir U vanaand vra,
dat U genadig sal wees en Dankie. barmhartig sal wees. Dankie, Here. En hierdie volk, Here, tegemoet sal kom. Dankie. Here, ons leer deur die foute wat ons maak. Yes. Dis die enigste manier hoe ons kan leer, is as Dankie. ons deur die foute Dankie, leer. Here. Dankie, En as Here. daar Help enige ons. iets is wat gesê is of wat gedoen is, wil ek vanaand vergifnis daarvoor vra, Here, Ja. namens hierdie Suid-Afrikaanse boerevolk. Dankie. Wil ons Dankie, om Here, U vergewe. vergifnis vra, dat U asseblief sal vergewe. Dankie. U wie 'n lankmoedige God is. Here, U wie wonderbaar is. Asseblief dat U sal vergewe. Dankie, Here. Dat U in hierdie aand aan hierdie mense sal dink, Here, ten goeie en nie ten kwade nie. Yes. Dankie in hierdie nag vir die beskutting, Here, op elke plaas, by elke boer, Here, by hulle vee, by hulle diere. Vader, in die naam van Jesus, ons Yes. dankie daarvoor. Dankie, Here. Ons wil ook vanaand kom en ons wil gesag neem, Here, oor hierdie velde wat so aan die brand gesteek Yes. word. Here, U woord sê ons het autoriteit, Yes. wat ons hier bind sal gebonde wees, Ja. wat ons hier ontbind sal ontbonde wees. Ja, Here. En ons kom in hierdie aand hier en ons praat, Here, met daardie vuur. En ons sê vir daardie vuur in Jesus naam, vrek, Ja. vrek, gaan dood, Ja. gaan dood. Blus uit. Here, dat die Heilige Gees, Vader, se winde, daardie vuur sal doodwaai. Ja. Vader, sodat dit geen skade sal aanrig nie, op geen boer se plaas nie. Here, geen eiendom nie, geen dier nie, wil ons vra in Asseblief, Jesus naam. Here. Ons wil elke werking, elke vuur wat aangesteek word met 'n tong, Here, wil ons bind en breek en ons wil dit kragteloos In Jesus speel. naam. Here, want die tong maak groter skade baie keer as wat die vuur skade Dis maak. waar. Maar ons wil vanaand vra, Here, asseblief dat U daar sal stil staan Dankie. by elke een in hierdie nag vir U beskutting en vir U beskerming. Dankie, En nie Here. net op die plase nie, Vader, vanaand ook so vir ons, vir U kinders, Here, vir U kudde wat in die dorpsgebiede is, dat U in hierdie nag sal beskut en beskerm. Dankie, Ons Here. vertrou U, Here. U is ons rots en ons bergvesting. Dankie. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dankie, Here. En ons dankie vanaand dat ons U daarvoor kan vertrou. Vergewe so ook ons sondes, Here. En ons loof U in Jesus Dankie, naam Here. vir die kosbare vergifnis dat ons kan ontvang Dankie. in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie vir 'n soete nagrus. Dankie. Dat ons môreoggend opwek met nuwe moed en krag. Ja. Here, dat die koninkryk sal kom op hierdie aarde Dankie, soos dat Here. dit in die hemele is. Dankie. Is ons gebed in Jesus naam. Dank en loof en prys U daarvoor. Amen.